bietjie beter as jy met die Here gepraat het nie. Halleluja, in hierdie week praat ek met 'n vrouwtjie by die werk en sy sê vir my, sy is so gespanne oor 'n sekere saak. En ek sê vir haar, praat 'n bietjie met die Here, dan gaan dit so 'n bietjie beter kom. En sy kyk my so snaaks aan asof ek nou vir haar gesê het, gaan spring daar van die dak af. En ek besef, maar Here, sy ken U nie. Sy verstaan nie hoe dit 'n mens net so 'n bietjie beter laat voel as jy net 'n bietjie met die Here praat nie. En ek vir hom sê, Here, ek is hier, sien my raak. En weet jy, vanoggend moet ons nooit moeg raak om van hom of met hom te praat. Halleluja, hy is 'n buffer, ek en met alle respek en liefde gesê, as jy nie daardie buffer in die lewe het waarop jy kan terugval nie, dan is die lewe waarlik moeilik om te lewe. Maar ek wil vir elkeen sê, welkom, hartlik welkom in die huis van die Here. Geniet dit vanoggend. Kom ons dien die Here, hy het ons tog geroep om vir hom iets te doen. So kom ons doen dit vanoggend met oorgawe. Amen. Ek wil vir oom Johan vra of oom asseblief vir ons sal open met gebed. Dankie. Onze Vader in die hemel is, aan die kom toe al die lof, die eer en die aanbidding. Vader, die psalmdigter skryf, soos 'n hert dors na water, so dors my siel na U, o Here. Dankie vir woorde dat ons met dorstige siele vermoorde in die huis van die Here gekom het. Vader, dankie vir U woord vermoorde wat sal uitgaan. Here, dat ons sal alles eruit gaan vermoorde, as wat ons hier ingekom het vermoorde. Dankie vir die prediker, dat U sy lippe sal saam met die koor van die altaar. Ons musieke waar Here, wat elke instrument wat bespeel word, elke liedjie wat van gesing word, Here, dat dit tot eer en verheerliking van U naam sal wees. Salf en seën ons, Here, elkeen wat hier is vermoorde, in Jesus se naam. Amen. Amen. Stuur met my nou reg op. Ek dink dit was Jeremia gewees. Die Here het gesê, wie sal ek stuur? As dit hy toe sê, stuur my. Ek nie. Maar die Here Jesus toe op aarde was, toe sê hy, julle is die lig van die wêreld. En hoe dan nou anders as ons hierdie lied sing, stuur die lig, dan beteken dit stuur my. U se Here stuur my en gebruik my, stuur die lig, die evangelie lig en laat dit skyn van see tot see, die lig van die wêreld waar Jesus in woon, moet skyn reg oor die wêreld. Halleluja, kom ons sing vir hom vanoggend. Stuur die lig. Thank you.
volg my. Halleluja, het jy die besluit al gemaak, as jy dit gemaak het, sing volgens saam met my, I have decided to follow Jesus. 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 I'm taking back where I'm taking back. The cross before me, the walk behind me. The cross before me, the walk behind me. The cross before me, the walk behind me. No turning back, where I'm taking back. You have the whole world, give me Jesus. You have the whole world, give me Jesus. You have the whole world, give me Jesus. I'm taking back where I'm taking back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I'm taking back where I'm taking back. The cross before me, the walk behind me. The cross before me, the walk behind me. The cross before me, the walk behind me. No turning back, where I'm taking back. The whole world, give me Jesus. You have the whole world, give me Jesus. You have the whole world, give me Jesus. No turning back, where I'm taking back. You have the whole world, give me Jesus. You have the whole world, give me Jesus. You have the whole world, give me Jesus. No turning back, no turning back. Halleluja, Jesus. Halleluja, dankie Here dat ons weet, ons volg in die voetstappe. Here, daar waar U lei, moet ons gaan, Here. Halleluja, prys U. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will
myself terug aan daardie tyd, toe Jesus sy disippels begin kies het. En hy het daar op die strand geloop, en hy het gesien, hier is 'n visserman. En terwyl Petrus besig is om vis te vang, kom hierdie man na hom toe en hy sê vir hom, los wat jy het, en volg my. Ek sal jou 'n visser van mense maak. En weet jy wat, Petrus het nie gesê, Here, laat ek net gou eers maar almal gaan baie sien. Hy het onmiddellik opgestaan en hy het vir Jesus gevolg. En ek dink baie daaraan, Petrus was so 'n eenvoudige mens gewees. Hy was 'n visser, want dit was die rofste van die rowwe mense. Maar Jesus het hom uitgekies en vir hom gesê, Petrus, los alles wat jy het en volg my. En vanoggend gaan Jesus nie daar die rykste man, of na die grootste of die hoogste man toe, hy kom na een by toe en hy sê vir ons, los wat jy het en volg my. En vanoggend moet ons besluit, daar was so baie ander gewees wat hy kon gekies het, maar hy het my uitverkies om hom te volg en hy het gesê, volg my. En jy kan vanoggend na die besluit maak wat hy wil doen en of jy hom gaan volg, maar lees He chose me, daar die liedjie wat ons gaan sing. There were so many others that he might have chosen to follow me. Others were worthy and greater distinction to follow me. Greater than
Here, ek sal U volg. Here, maar asseblief moet my nooit alleen los nie, Here. Help my om saam met U hierdie pad te loop. Halleluja, dankie Here Jesus. Please let me walk with You, Jesus. Don't ever leave me alone. For now we are together. I could never make heaven my own. Oh, please let me walk with You, Jesus. Don't ever leave me alone. For now we are together. I could never make heaven my own. Please let me walk with You, Jesus. Don't ever leave me alone. For now we are together. I could never make heaven my own. Oh, please let me walk with You, Jesus. Don't ever leave me alone. For now we are together. I could never make heaven my own. For without Thee I could never. I could never make heaven my own. Dankie Here Jesus. Dankie dat U saam met ons is, Here. Maar ons verlang, Here, om huis toe te gaan. Here, as U, Here, wil kom, Here, dan sê ons kom, Jesus, kom. Here, ons verlang na U, ons verlang na U gesig. Here, ons verlang, Here, om U te sien, om U aangesig te aanskou, Here Jesus. Ek bid, Vader, bid, Here Jesus, seën ons. Salf ons in hierdie diens verder, Here. Salf die prediker, Here, hou hom onder die kosbare bloed. Here, seën ons elkeen vanoggend, maak ons vrugbaar. Here, dat die saad sal val op vrugbare grond. Here, ek dank U daarvoor. Bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Bedankt vir die seker maar wenraad is. Ons gaan kans gee dat U vir ons getuig. Vertel vir ons wat die Here vir U in hierdie week gedoen het. Amen. Die vloer is oop. Kom ons maak so, as ek altyd weet. Ek wil weer getuienis gee. Is daar nog met wil getuig, of wil ek wil sing, of iets vir Here wil doen? Kan ek vir getuig? Ek luister in die week 'n video van David Gibb. Hy is 'n prokureur gewees, maar ook toe later het hy 'n preker geword. Hy vertel van op 'n stadium gaan hy in China in distrik of so
baie erg vervolging was in China. Hy sê hy gaan daarin en hy gaan saam met die ou wat hy gegaan het, sy gidsbaas as ek so kan sê, na 'n ondergrondse kerk toe. Hy sê jy stap deur gangetjies en jy stap deur die soor, as ek nou vir jy so kan sê. En jy stap allerlei paadjies wat jy nie kan volg nie, want die pastoor sê vir hom, as hulle ons as Christen in China gevang het, dan wil ons gemartel en ons doodgemaak. So hulle wil seker maak dat hulle nie gevang word en die plek waar hy toe kom, het hy die voorreg om die woord te bedien. En dan kom 'n meisie na hom toe en sy sê vir hom, ek gaan vandag 'n liedjie sing voor diens. Hy sê vir hom, Jesus Christus. Sy sê, maar kan ek jou een ding vra? Hy sê, kan ek 2 liedjies sing? Hy sê, ja, sing 2 liedjies as jy 2 liedjies wil sing. En die pastoor kom na die diens, kom na hom toe en hy sê, ken jy die dogter se verhaal? Hy sê, nee. Hy sê, haar hele gesin is in die kerk gewees en so jaar terug toe haar pa gevang. Hulle het hom gemartel en hy het nie die res opgegee en hy is dood. Sy sê so maand terug toe haar ma en haar boetie ook gevang. Ook gemartel, ook probeer die ander name van die ander gelowiges skryf, maar hulle het nie gegee nie, hulle is gemartel tot hulle dood is. En sy is seker daarvan, hulle agtervolg haar reeds. En sy dink hierdie is haar laaste diens, dus ek sy 2 liedjies wil sing. Want sy wil alles vir die Here gee. Gee ons alles vir die Here. Dis maar net 'n vraag wat ek hier wil stel. Ek het vir hierdie advertensie van my woord gestuur vanoggend en my ma sê Vrydag op so nie lekker deur gegaan nie. En gister het ek hom onwetend toe sommer net weer gestuur. En my vraag wat ek in die tema het is dit of is glo genoeg? Wat is die antwoord? Is glo genoeg? Party sê ja, party sê nee. Wie sê glo is genoeg? Wie sê glo is nie genoeg? Wie het nie hande opgesteek nie? Okay, so almal het gesê of glo is genoeg of glo is nie genoeg nie. Ek stem saam met u. Ek stem saam met u dat glo genoeg is. Want as ons lees in die Bybel, as die woord net kan jy oopmaak in Johannes 3, verslik 15 en 16, jy sal sien ek het die skrif hier opgesit, ek het so 'n paar skrifte net vandag net ingooi, maar vir die wat die Bybel het en daar wil kyk dat ek nie vir jy jok nie, kan oopmaak in die eie woord. Johannes 3 vers 15 sê, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Soos jy glo, het jy die ewige lewe. Vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En net soos die duiwel wil, werk my pointer nou nie lekker. Francis gaan sit gif met daar, plaas jou, nie waar nie. Want so lief het God die wêreld gehad, dat elkeen wat, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 2 verse na mekaar wat sê, as ons glo, is ons gered. Ons leer dit ons vir ons kinders ook. Wie kan onthou, ek het nou woensdag aand by die selgroep of by die gym dit onwetend gedoen, en Ludo sê sy kan het onthou. Wie weet wat staan in Handelinge 16 vers 31? Baie maklik, ek gaan nie dit leer. Ek kan almal my hande sien. Ek gaan nie vandag Handelinge 16:31 leer. Kyk. Dis hier Handelinge 16 vers 31. Sê dit nou saam met my. Glo in Jesus Christus. En jy sal gered word. Kyk, kom ons doen weer. Glo in Jesus Christus. En jy sal gered word. Jy en jou hele huis. Ons leer dan vir ons kinders so. Nee, kom ons kyk of verhaal kom. Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou hele huis gesin. Dis toe hulle in die tronk was en hulle wil die Here skit die tronk en hulle kom uit en die bewaarders sê, ag nou op my nee, is die daai stukkie nie, nee, is 'n ander stukkie hierdie. Hier is daar dat ek moet, wat moet ek doen om gered te word? Om sê glo in Jesus Christus. Dan kan ons nog verder aangaan. Nee. Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, hy het hulle mag gegee om kinders van God genoem te word.
dat hulle aan sy naam glo. So dit is genoeg om te glo. Glo om gered te word. Ek en nie weet, as ons nie glo nie, kan ons nie redding ontvang. As ons nie glo nie, kan die Here nie ons sondes vergewe nie. Ons gaan nooit hemel toe gaan nie. Ons gaan nooit gered word nie. So ek en u moet glo. Hoekom sê ek dan, dit is nie genoeg om te glo nie? Daar wil ek die vraag vir u verkeerd gestel. Kom ek stel 'n ander vraag. As iemand na u toe kom en vir u vra, wat glo u? Lulu, wat glo jy? Wat gaan jy sê? Jy glo in Jesus. Is dit al wat jy glo? Net in Jesus. Wat glo ons van Jesus? Ek wil nie op die spot sit wat ek vra. Ek het vir enigiemand dit vra, hulle gaan op dieselfde antwoord vir my gee. As ek en u sê, ons glo, daarom gaan ons hemel toe. Wat glo ons? Glo dat Jesus die seun van God is. Glo dat Jesus die seun van God is. Dis dit al wat ons glo. En hoe sê jy dan? Ek was besig. Ekskuus sê. Ons glo dat Jesus die seun van God is. En dat hy aarde toe gekom het en gesterwe het en weer opgestaan het en nou het ons ook die voorreg om die ewige lewe te kan hê. Okay, glo jy? Okay. Wat glo u? Hoe glo u? Hoe glo ek en u? Nou, glo ons pastoor, net pastoor glo ons glo. Is dit nie so nie? Kyk wat jy die volgende. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elke ene wat glo. Ons kan so skrifgie na skrifgie uit die Nuwe Testament uit die opsit, omdat ons dan uit geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Ons het deur Jesus Christus geloof. Beteken ek glo in die naam van Jesus. Lulu was nie verkeerd geweest nie. Want wanneer ek sê ek glo in die naam van Jesus, glo ek dat Jesus alles is. Is dit nie so nie? Ek glo, wanneer ek sê ek glo in my skool, glo ek dat my skool die beste is. Wanneer ek sê ek glo dat jullie 'n hemp kan was met so 'n groot oliekol op en hy kan hom was, dat hy skoon is, glo dit. Glo in Elroy dat Elroy dit kan doen. Elroy daai is. Want hy het al nie vir my hemde gewas. Die olie was daar as gevolg van goed wat ek in 'n afgelaai. Sy gee die hemp, ek was hom vir jou, maak hom skoon. So ek glo wanneer ek iets vir hom vat, ek glo daai besigheid se naam. Wanneer ek winkel toe gaan en ek koop so 'n blikkie en daar staan Pepsi op, dan glo ek dit wat daar binne gaan wees, gaan seker swart koeldrank wees met baie suiker en lekker is. Is dit nie so? Ek weet almal hou nie van Pepsi nie, van wat se koeldrank hou jy van? Lulu, wat drink jy? Koffie. Wanneer Lulu koffie maak, glo sy, dit gaan so breiderig wees, as hy gaan melk ingooi en bietjie suiker, dan gaan dit lekker wees. Is dit nie waarheid nie? So wanneer ek sê ek glo in Jesus, dan plaas ek my volle vertroue in Jesus. Okay. So ons explains is al verby. Okay. Want uit genade is julle gered deur die geloof. En soos ek sê, ons kan nie aangaan, is nog en nog en nog. Hier is maar net die tweede gedeelte van daai selfde vers. Ek wil net seker maak. Kijk, daai is nou eens geskryf. Nie nou koek in dit lees nie. Ons gaan eens terug. Das. So wanneer ek na u toe kom en vra wat glo ons, is daar so 'n paar goeders. Want jy sien, ek wil vandag so 'n bietjie praat oor die van indruk wat sekere mense het wat sê hulle glo en nie die waarheid is nie. En baie mense glo, ek glo en daarom gaan ek hemel toe, maar ek is gered. Okay, daar is 'n paar maniere wat ons 'n wanindruk van dit het. Die eerste wanindruk is ek het op 'n stadium het ek gesê ek glo in Jesus en omdat ek dit op 'n stadium gesê het, is ek gered en ek gaan hemel toe en ek kan doen wat ek wil en niks verander nie en my lewe bly dieselfde. Ek kan glo tot die blou word in die gesig, ek gaan die hemel toe gaan. As net om te glo dat Jesus werklik was, 'n voorvereiste was om in die hemel te kom, as elke demoon in die hemel gewees, want elke demoon glo dat Jesus werklik is. Gaan lees dat op die aarde gestap het, waar hy gekom het dat mense met demone in was, het hulle gesê, ons weet wie hy is, moet ons hier nou al pynig voor ons tyd nie. Hulle weet ook wat gaan kom.
So hoe kan ek en jy net sê, ek glo in Jesus en daarom is ek gered? En niks verander in my lewe nie. So ek wil vir julle sê, wees baie versigtig om te sê, ek het op 'n stadium met ek my hart vir die Here gegee. Op 'n stadium het ek gesê, ek glo dit en daarom is ek gered en ek kan net aangaan soos ek aangaan. Jy bluf jouself. Jy draai vir jouself so groot rad voor die oë. Jy maak dit 'n mooi prentjie, so baie mooi lyk en jy gaan eendag baie groot moeilikheid kom. Of eintlik wees, kom reeds daar. Ander mense sê, ek glo in God, ek glo in Jesus, ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Bybel, ek glo want ek het dit geleer. Die mense is op dieselfde vlak, hulle gebruik hulle vermoëns, hulle kognitiewe vermoëns om te glo in God. Dit is presies dieselfde om te sê, ek was in die skool gewees, ek het geskiedenis geleer, ek glo dat Jan van Riebeeck werklik was. Ek glo dat daar werklik 'n Shaka Zulu was. Ek glo dat daar 'n Napoleon was en 'n oorlog by Waterloo was. Dis mense wat hulle gewone verstand, hulle gewone denke, hulle gewone menslike vermoëns gebruik om te glo aan God. Net om te sê ek glo in God omdat ek dit kognitief vir myself sê, ek moet in die Here glo, is nie gered nie. Ander mense sê, ek glo nie in al hierdie evolusie nonsens nie, dis nonsens. Maar ek glo nie in al hierdie evolusie nonsens nie, en daarom glo ek, daar is 'n God wat alles gemaak het, en omdat ek glo, en omdat ek 'n goeie mens is, glo ek gaan nie hemel toe gaan. Jy gaan nie self glo in die hel. Ekskuus ek vir julle so sê. Ons is nie hier om doekies op te draai nie, ons is nie hier om met mekaar praatjies te maak nie. Ons moet hier wees om ons harte by die Here te kry, sodat ons almal eendag saam in die hemel kan ingaan. Sodat ons almal eendag saam daar in die poorte kan inhardloop en doen alles daar wat die Here van ons verwag. Maar hoekom is daar mense wat misverstaan wat geloof is of wat glo in God is? Die eerste ding is, sommige mense glo verkeerd, want hulle plaas hulle geloof in hulle menslike vermoëns. Kyk, dis wat ek gesê het. Hierdie mense sê, omdat ek dit kan uitredeneer vir myself, glo. Dis dieselfde om te sê, ek glo wanneer ek in 'n vliegtuig klim, die vliegtuig gaan opstyg, hy gaan vlieg en hy gaan veilig land, want daar was 'n vlieënier in die vliegtuig. Ek glo in daai vlieënier. Ek nie vir enigiets mee doen nie. My vliegtuig gaan nog steeds val. Dis dieselfde manier om te sê, wanneer ek hier uitstap en ek my kar kom en ek op oopgesluit het, ek die sleutel indruk en ek kom draai of ek die knoppie druk, dan gaan my kar aan die gang kom en ek gaan huis toe ry. Want ek het tot hier gery, dus moet ek huis toe ook aan ry. Kalibreer. Dis dieselfde om te sê, ek glo ek gaan môreoggend opstaan, ek gaan my klere aantrek en ek gaan werk toe gaan en alles gaan dieselfde wees. Ek het eers nie verseker van die volgende sekonde. Hoe kan ons glo daarin? Jy verstaan, mense het 'n verkeerde kognitiewe vermoëns wat hulle dink aan die Here. Die tweede ding is, mense verstaan net as prisverkeer. Regtig beslis, ja, mense verstaan as prisverkeer. Mense verstaan net God tot waar hulle God wil toelaat in hulle lewens. Ek glo in die Here, maar hierdie volgende goeders doen ek nog steeds, want anders is my lewe ongerieflik. So sekere goeders laat ek nog toe in my lewe, ek laat die Here nie toe in daai gedeelte nie, want anders is dit ongerieflik en ongemaklik en ek kom ons 'n lekker lewe. So ek verstaan die Here as prisverkeer net tot op 'n sekere gedeelte wat ek in hom moet glo. En ander mense, en as ek dit sê, word mislei deur die kerk. Die pastoor staan en hy bring 'n mooi preek en dan is daar uitnodiging en dan word die mense gedruk om te sê ek glo in Jesus. Ek glo in Jesus. Kom, sê glo in Jesus. Kom, sê glo in Jesus. Net sê dit tot my sê. En dan sê die kerk glo in Jesus Christus en ons juig en ons spring want ek glo in Jesus Christus. Want ek het niks nie want hy weet nie wat ek glo. Nie weet wat hy moet glo. Nie bekommerd wees. Ek sal nooit mense toe sê, ek glo in Jesus Christus. Maar glo in Jesus Christus? Ja. Ons glo in Jesus Christus. Ons weet wat ek kan doen. So mense word mislei. As ons 1 Johannes
5 vers 13 lees, dis so mooi skrif. So dit het ek geskryf aan julle, wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. So net om daar te lees. Lees mooi weer waar staan. Ek skryf dit, Johannes het dit geskryf aan hulle wat glo in die naam, dit is die naam van Jesus Christus, die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Nie gaan kry nie, reeds het. Ek en u het reeds die ewige lewe as ons in Jesus glo. As ons alles doen wat die Here van ons verwag. As ons werklik met my alles glo, dan het ons die geleentheid om reeds in die hemel te wees. Reeds die ewige lewe te hê. Dis iets wat ek van verseker wil wees. Nie waar nie, as ek my skroewe draag moet geval. Dis nou as ek die skroewies moet vastbij, met hy. Ek en u het reeds die ewige lewe. Ons het reeds, as ons glo, en ons glo reg, en ons ewige lewe. Maar as ek nou vir u sê, wat glo u? Of, kom ek stel het anders. As u kennis wil opbou van iets. Doe as jy kennis wil opbou van iets, wat probeer jy uitvind van daai ding? As dit was baie maklik, wat, waar en hoe? Nee? As ek nou hierdie skroewedraaier nou geval het, as ek wil uitvind wat het is en wat hy maak, dan sê ek, wat is hierdie? So skroewedraaier, glo my? Regtig skroewedraaier. Waar kom hierdie skroewedraaier vandaan? Nie van die presselwacht, ek het by die winkel gekoop. Nee, hoekom is hierdie skroewedraaier hier? Wat doen ek met hierdie skroewedraaier? Maak skroefies vas. Ek het vanoggend hierdie skroefie vasgemaak en ek gooi die mense met hom as hulle slaap in die kerk. So hy is hier vir 'n rede, né? Wanneer ons sê ons glo die Here, is daar 3 goed wat ons moet doen. Eerste is ek moet kennis opbou. Ek moet uitvind rondom hoekom ek glo, wat ek glo, waarom glo ek dit, van waar kom dit? Hoe bou ek kennis op? Die heel eerste ding, of wat moet ek weet, wat moet my kennis oor opbou? Die heel eerste punt is glo dat Jesus werklik God is. As jy nie glo dat Jesus God is nie, gaan jy nie gered word nie. Maar pastoor, moet ek dan glo dat Jesus God is om in die hemel te kom? Ja, kan ek jy sê hoekom? Want as Jesus nie God is nie, wat het hy dan op aarde gemaak en wie was hy gewees? As Jesus nie God was nie, is hy dan net 'n gewone mens gewees? Is hy 'n profeet gewees? Dan is hy 'n leenaar gewees? Want hy het gesê, hy is die Seun van God, hy is God. As jy die Vader gesien het, het jy my gesien. So as Jesus nie God is nie, dan is daar groot moeilikheid. So ek en u moet met ons alles glo dat Jesus is God. Dan moet nie 'n twyfel inkom nie, dan moet nie 'n geselskap wees en mense praat en hulle sê, o nee, hy was net 'n profeet gewees, of hy was net hier, of hy was net daai, en u maak hulle nie reg. U help hulle nie reg. Maaklik of ons hulle moet regslaan. Ons help hulle nie reg. Ons doen dit met liefde, né? Ons glo dat Jesus deel is van die drie-eenheid, hy is deel van die Godheid. U moet dit glo. As jy dit nie glo nie, het jy moeilikheid. U moet dit glo, u moet die kennis van dit opbou. Die tweede ding wat ek moet glo, wat die kennis voor moet opbou oor is, ek doen dit gesamentlik met my, dan ben ek klaar hierdie stapie. Ek, maak so ek, jy moet het hard sê, want jy moet het glo. Ek is 'n sondaar. En ek kan myself nie red nie. Jy moet het glo. Jy moet het weet. Bet, jy moet weet, jy kan jouself nie red nie. Jy weet het, nee? Bet kan doen net wat sy wil, sy kan homself nie red nie. Net so wat George kan homself nie red nie. En Marco kan homself nie red nie. En my hand kan 5 jaar op sy sak en as lê. Hy kan homself nie red nie. Die enigste wat ons kan red, is Jesus Christus. So ek en u moet glo dat Jesus ons kan red. Ons moet weet, Jesus is God. Ons moet weet,
Net hy kan my red. Ek dink nie, niemand anders nie. Nie my goeie werke nie. Nie my mooi smaak nie. Nie 'n dierkar, of 'n groot huis, of 'n klein huis, of iets wat ek eet of nie eet nie. Niks kan my red nie. As jy twyfel daaraan gaan doen, ondersoek tot jy dit besef. Die derde ding wat ek moet weet, is Jesus het vir my sondes gesterf. Dit hak in by die tweede gedeelte, want Jesus moes betaal het vir my en die sondes. Dit hak in by die eerste ene, want as Jesus nie God was nie, hy moes hy vir sy eie sondes betaal het, so ek het nie moeilikheid gehad. So ons moet weet hy is God, ons moet weet ons is sondig en kan ons self nie red nie. Ons moet weet hy het vir ons gesterf, en net dit kan ons red, niks anders nie. Jy moet dit weet, jy moet dit glo, jy moet kennis van het opbou as jy twyfel daaroor. En die laaste ding is, ons moet weet dat hy die dood uit opgestaan. Want as hy nie die dood uit opgestaan het, sit ons mos net sulke groot probleme. Want die opstanding uit die dode bevestig alles wat hy gesê het. Die opstanding uit die dode beteken, hy is nie meer in sy graf nie. Gaan kyk al die ander gelowe, hulle het 'n plekkie waar hulle mense lê. Waarom toe hulle moet immigreer elke jaar, of elke 2 jaar, of elke 5 jaar, en daar gaan na Mekka toe gaan, en voor die graf gaan neerval en huil, vergewe alles, en ander ouens gaan na beeld toe, ander ouens gaan na boom toe, ander ouens gaan na waar toe. Ons Jesus is nie daarmee toe te gaan. Ons moet glo opgestaan, want as hy nie opgestaan het nie, sit hy nie nou in die regterhand van die Vader nie. En as hy nie in die regterhand van die Vader sit, hy kan nie vir my en vir u voorspraak lewer nie. So ek en u moet glo dat hy is God. Ons moet glo dat ek myself nie kan red nie en dat ek sonde het, ek moet dit weet. Ek en u moet glo dat hy vir ons gesterf het en ons moet glo dat hy vir ons opgestaan het. Ja, amen. Ons nou nie so moeilik dit onthou nie. Dan die tweede ding wat ek moet doen om my geloof op te bou, is daar moet 'n 110% oortuiging wees. Ek moet 110% glo dat hierdie is die ware woord van God. Ek moet 110% glo dat dit wat hier binne staan is die waarheid. Elke belofte, ons sing 'n liedjie en ons hou daarvan om te sing, elke belofte in sy woord is myne, elke hoofstuk, elke vers, elke lyn, en dit is so wonderlik om dit te sê, en soos my vrou getuig het, as ons sê, ek sê volgende dag getuig, as ons sê, ek is tot alles in staat deur Christus, wat my die krag gee, glo ons dit, en ons weet, in Psalm 50 vers 15 sê, roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp, maar jy moet my leer, en ons memoriseer al die mooie skrifte, en ons moet dit glo. Maar ons moet ook glo wat die Bybel sê, as ek nie by die Here is nie, dan gaan ek eendag in die poel van vuur wees, die tweede dood. Elke die slegte dingetjie, elke dingetjie wat seer maak hier in hierdie woord, moet ons ook 110% glo. Ons kan nie net sê, nee, ons glo nie die lekker goed nie. Nee, ons glo net dat wanneer ons in die moeilikheid is, dan sal die Here ons uithelp. Ons moet ook soos koning Dawid besef, as ek gaan oortree, dan gaan daar gevolge wees. Ja. Toe oortree het met Batseba, toe gaan die kind dood. Toe hy oortree het en die volk laat tel het, toe stuur die Here pes onder die volke. So ons moet besef, dat as ons nie gaan wandel, volgens 110% wat ons hier lees nie, gaan daar gevolge wees. Daar moet 110% oortuiging in my lewe wees. Niks, maar niks en niemand moet my kan oortuig dat hierdie nie die waarheid en Jesus nie die waarheid is. Ons moet eintlik by die werk die lig so helder skyn en moet sê, man, gaan staan hier aan die kant, ons wil gou lelike grapie vertel. Nie dit wat ek nie sê nie, dit wat uit ons skyn. En dan die laaste ding, om werklik te glo, is daar moet 'n vertroue wees. Daar moet 'n vertroue in Jesus
wees. Want wanneer ek oorbeweeg van my kennis af, wanneer ek oorbeweeg van my oortuiging af, en daar begin 'n vertroue in my kom, dan begin daar weg te beweeg van net kennis en in te beweeg in verhouding. Wanneer ek al die kennis het, beteken dit niks nie, maar wanneer ek sê, Here, ek wil 'n bietjie tyd saam met U spandeer, ek wil 'n verhouding met U bou, want ek vertrou met my alles op U, dan begin ons werklik glo. Dan begin ons glo, soos wat al die mooi skriffies vir ons sê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat kennis opgebou het van die Here, elkeen wat 'n oortuiging het dat Jesus die werklikheid is, elkeen wat 'n verhouding met die Here bou, sodat elkeen van hulle gered kan word. Sodat elkeen wat so volle vertroue in die woord is, en al die waarheid wat hier binne is, en dit nastrewe. Ek kan nie genoeg perfek wees en alles reg doen nie, maar ons moet ons beste, eintlik meer as ons beste doen, om perfek te probeer wees, sodat hulle gered kan word. As jy nou weer die Bybel lees, en jy kom by een van die gedeeltes, sit hierdie punte bietjie in, en kyk of ons voldoen aan dit. En kyk waar jy tekort skiet aan dit. En ek wil graag afsluit met, wie van jy het 'n pen hierso? Ek het 'n pen en nog 'n pen, daar's penne daar agter. Ek wil hê iets in die Bybel neerskryf. Dis nie 'n sonde om in die Bybel te skryf, hoor. Jy mag in die Bybel skryf. Hier is pen as jy nie pen het. Jy kan al dit skryf as jy wil. Ek wil hier die antwoord gee, nie iemand by jou kom en sê, wat glo jy, hoekom glo jy? Ek wil hier die antwoord gee wat jy vir daai persoon kan sê. En ek kan dit vir jou WhatsApp ook as jy wil, dan kan jy dit na die tyd ook skryf. So as jy nie nou wil skryf nie, of as jy nou 'n pen het of kry nie, of nie kan nie, ek sal vir jou WhatsApp ook, ek sal op die gemeentegroep hierdie sit. Kyk. Om in Jesus Christus te glo, is om 'n versekerde oortuiging te hê dat dubbelpunt. Soos die laergrade maak ons hulle sê wie waar die dubbelpunte is, né? Sê, om in Jesus Christus te glo, is om 'n versekerde oortuiging te hê dat dubbelpunt. Die eerste ding, hy is wie die Bybel sê hy is. So ek en u moet 'n versekerde, niks kan ons gedagtes daarvan al wegkry nie, 'n versekerde oortuiging hê dat Jesus is wie die Bybel sê hy is. Hy is die Alfa en die Omega, hy is die begin, hy is die einde, hy is die blinkmôre ster, hy is die een wat kom aan die einde. Alles wat ons lees in die woord, dit is hy. Daar's vuur in sy oë wat verteer elke ding wat nie reg is nie. Kyk, maar moet nie al wat goed is nie. Sê net, hy is wie die Bybel sê hy is, anders gaan jy nou baie lank skryf. Kyk, die tweede, hy sal doen wat hy beloof het. So ek en u glo, punt nommer 1, dat Jesus is wie hy sê hy is, en wie die Bybel gesê het hy is, want hy is die woord. Die tweede ding is, ek en u glo dat dit wat Jesus gesê het hy gaan doen, gaan hy doen. Ek gaan op julle plek voor te berei. Ek gaan vir julle in die kruis sterf. Kijk, so jy draai 2 punte. Die laaste is bietjie langer. Wanneer ek my vertroue ten volle in hom sit, dan beweeg ek in 'n persoonlike, ewige verhouding in met die Seun van God. So wanneer iemand vir u vra, wat glo jy, hoekom glo Jesus, dan kan jy sê, om in Jesus te glo, is om 'n versekerde oortuiging te hê dat hy is wie die Bybel sê hy is, hy sal doen wat hy gesê het hy gaan doen, en wanneer ek my vertroue ten volle in hom sit, dan beweeg ek in 'n persoonlike, ewige verhouding in met die Seun van God. So is dit genoeg om te sê ek glo? Ja, maar ek moet weet wat ek glo, hoekom ek glo.
Ek moet vir iemand kan oordra wat my oortuiging is hoekom ek glo. En as hierdie nie oortuiging is nie, as hierdie nie is waar jy is op die oomblik nie, moet ons dan uitkom. En ons gaan nie doekies omdraai nie, ons gaan dit nie poeiertjies gooi en allerhande sagte goedjies doen nie. As ons gaan harde goed moet doen, dan gaan ons harde goed doen. Maar ek en u moet in eenigheid saam met Here. Amen. Tot sover die woord.